the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Goeiedag en baie hartlik welkom by ons eerste episode van Wild Horses. Miskien gaan jy die vraag vra, hoekom hierdie naam Wild Horses? En dit is juist hoekom ons hierdie eerste episode vir jou bring om net bietjie agtergrond te gee wat jy kan verwag met hierdie reeks wat kom. Nou saam met my gaan ons dan natuurlik 'n mede-aanbieder hê en die Volkskerk wat gaan inskakel en ons gaan elke week gesels oor baie interessante onderwerpe. Ons gaan selfs 'n paar gaste inbring wat ons ook meer gaan gesels. Maar eers bietjie meer agtergrond oor die naam Wild Horses, die program wat gaan kom, net om jou 'n bietjie opgewonde te kry, iets om na uit te sien. Miskien kyk jy na ons op Kruiskyk of op YouTube. Hierdie is 'n tipe podcast program of in Afrikaans potgooi program, waarby ons net lekker gaan gesels oor onderwerpe en natuurlik soos wat die Here ons lei. Nou, dit is miskien dalk bietjie kontroversieel, Wild Horses. As ons gaan kyk na die woord, dan leer die woord van die Here juis vir ons dat ons as Christene net soos 'n perd word daar dan natuurlik 'n toom in sy mond gesit om hom dan te kan beheer en so word die perd dan beheer. Hy word beheer daardeur en nou gaan die vraag dalk gevra word, maar hoekom wil julle Wild Horses wees sonder 'n toom om los vry te hardloop? Nou daar is twee gedeeltes wat hierdie interessant eintlik verduidelik en dit bring twee temas waaroor ons gaan gesels, dat ons as kinders van die Here nog steeds onder die gesag van die woord van God staan, dat ons ten spyte van die feit dat ons vry is, nog steeds 'n verantwoordelikheid het. En dit is waar die verantwoordelikheid inkom, waar jy en ek as kind van die Here nog steeds ons self moet onderwerp. Jesus sê, as jy my waarlik liefhet, bewaar my gebooie. So daarom gaan ons nog steeds staan onder sy gebooie, onder sy woord, onder sy leiding. Paulus kom en hy sê, sal ons dan in die sonde bly, sodat die genade meer kan word? Dan sê hy, nee, stellig nie. Met ander woorde, dit is waar die beheer, die verantwoordelikheid inkom, wat ek en jy as kind van die Here het, om ten spyte van die feit dat ons vry is, nog steeds onder die, nog steeds met die genade, nog steeds ons self onderwerp aan die woord van God. En dit is om daardie balans te hou. Maar ons reeks wat ons oor gaan gesels, gaan nie noodwendig wees oor die beheer wat daar moet wees, want dit is wat ons op hierdie pad van geregtigheid, soos wat u later sal sien in ons reeks, nog steeds daardie verantwoordelikheid het om ons self te bring onder die woord en die diensbaarheid wat die woord van die Here vir ons wil gee. Maar dan, daar is iets wat vir ons 'n bietjie van 'n bekommernis is. En dit is die vryheid wat ek en jy as kind van die Here voorgeroep is, word dan soms nie gebruik nie. Jy sien, daar is twee uiterstes tot die pad en as kind van die Here. Sommige gaan heeltemal en vat die genade boodskap en misbruik amper die genade boodskap tot voordeel van hulle sonde. Dit is, ek wil amper sê, aan die een kant en dan aan die ander kant kry ons dan natuurlik weer dat kinders van die Here so eng wil leef dat hulle self weer onder die wet bring. En dit is glad nie wat die rede en die doel was van die kruisdood van Jesus Christus, dat ons onsself weer onder die wet moet bring nie. Kom ons kyk wat sê hy in Galasiërs 5. Hy sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie meer onder die juk van diensbaarheid bring nie. En dit is waaroor hierdie reeks gaan, dat ek en jy as kind van die Here, ons moet besef die vryheid wat ons het. Nou, wat se vryheid is die vraag wat jy gaan vra? Willie, wat is hierdie vryheid waarna jy gaan verwys in hierdie reeks? Wel, dit is daardie vuur wat binne jou is, wat brand, die ywer wat jy as kind van die Here moet hê om uit te gaan, to be like a wild horse, om radical te wees, om uit te beweeg. Daar is volgens ons regtig te min radikale
wild horse Christene, wat uit kan beweeg en regtig 'n verandering vir die Here kan maak. As ons kan kyk na baie bekende, ek wil amper sê bekende geleedere in die Christen beweging, dan laat dit my dink aan manne soos Royes en manne soos Johan Ray Potgieter en Heinz Winkler wat uitgaan, veral na een van die wild horses wat regtig uitbeweeg het, sonder dat hy ingetem was deur hierdie werk en hierdie wêreld en diensbaarheid was. Die afgelope jaar was die beweging en die optrede en ek wil amper sê die gebeure rondom Charlie Kirk. Nou, dit is juis met daardie beweging, daardie radikale uitbeweeg van jou as kind van die Here, wat ons juis hierdie reeks wil verder voortsit. Nie om 'n beweging te begin, nie om 'n organisasie te begin nie, maar regtig om die kerk van die Here te mobiliseer, om priesters te mobiliseer. In ons eie gemeente begin ons binnekort dan natuurlik ook ons eie mannebediening onder die naam Wild Horses. Waarom? Want daar is soveel priesters van huise wat absoluut net stagneer. Dit is goed om in 'n stal te wees. Dit is daar waar jy jou voeding kry. Jy sal sien later gaan ons in die reeks praat oor die vergelyking van die pad wat hierdie perd moet loop, dat ten spyte van sy vryheid en to run wild, dan daar nog steeds 'n pad gaan wees vir hom, 'n pad van geregtigheid om op te loop. Dit gaan belangrik wees dat hy hierdie balans hou. Dit gaan belangrik wees dat hierdie perd nog steeds in die stal kom, waar hy sy voeding kry, waar hy kan terugkom na tuis, kan ons die woord gebruik, 'n home base, na 'n basis om van terug te keer, maar nie om daar te stagneer nie. En dit is die probleem waarmee ons sit in die tyd wat ons in leef, dat soveel priesters van huise stagneer binne in hulle stalle. Hulle ontvang die woord, hulle kyk miskien na aanlyn en streaming dienste, en dit is sover soos wat hulle geestelike praktyk en godsdiens gaan. Maar wat van die opdrag wat Jesus dan gesê het, gaan uit. Jesus het gesê, gaan uit. Dit beteken, kom uit jou gemaksone uit, kom uit jou stal uit, become a wild horse, and just like the disciples, the Pauls and the Peters, go out, become radical, become a wild horse. En dan sê hy, dat ons nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie, maar om uit te beweeg, om ons uit ons gemaksone uit te gaan. En dit is wat ons in hierdie reeks jou wil motiveer. Ek en Henny gaan met jou gesels oor verskillende aspekte, verskillende temas, verskillende mense waarmee ons, en ons gaan 'n paar gesprekke ook hê met radikale, wild horse Christians, kinders van die Here, wat hulle nie skaam vir die evangelie van Christus, maar ook, dit gaan nie net om jou te skaam nie, dit gaan ook om, hoe mobiel is jy? Stagneer jy? Wat is ons pas waarteen ons beweeg? En wat se pas beweeg ons? Wat se pad gebruik ons? Nou, ek wil teruggaan na Galasiërs 5, en dan is daar 'n opdrag. Die eerste opdrag is, sê, staan vas. Weet jy, so baie kinders van die Here kom tot bekering, gee hulle hart vir die Here, maar om vas te staan in daai besluite wat hulle geneem het, in die tyd wat hulle gekom het op 'n punt wat hulle die Here aangeneem het as hulle saligmaker, wat hulle vir die Here gewerk het, dan staan hulle nie vas nie. Op hierdie pad van geregtigheid wat ons later praat, begin hulle stelselmatig, begin hulle 'n kompromie aangaan met die wêreld. En dit is dan wanneer jy ingeperk word, want jy sien, dan is jy nie meer so beweeglik soos wat jy in die begin is nie. Jy sien, na 'n paar jaar of 2 of 3, selfs 7 of 10 jaar, is dinge wat in die begin, waar jy radikaal beweeg het en geywer het, gewerk het vir die Here, begin jy momentum verloor. En die vraag is, en dit is wat ons in hierdie reeks gaan wil kyk, waarom verloor ons spoed? Wat breek ons spoed? Wat is dit wat tussen my en die Here ingekom het, waar ons dan die opdrag kry? En die eerste opdrag is, staan vas. Met ander woorde, hou jou momentum. En dit is, waarin moet ons vasstaan? Die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En hier is die volgende punt. Wie het ons vrygemaak? Christus het ons vrygemaak. Daarom moet ons in sy vryheid staan. Ons moet nie in die vryheid staan wat die wêreld vir ons gee nie. Die wêreld gaan vir ons sê, wel, nou dat jy as kind van die Here is, Christus het vir jou gesterf aan die kruis, en daarom bepaal jy nou jou eie vryheid. Nee, dit is nie waar nie. Christus het jou vrygemaak, daarom moet jy in Christus se vryheid wandel, wat daar nog steeds 'n verantwoordelikheid, sekere perke is. Ons kan nie net meer gaan en doen wat ons wil nie. Jesus het vir daardie vrou gesê wat gesondig het, gaan dan en sondig nie meer nie. Ten spyte van die vryheid wat Christus vir haar gegee het, 'n verantwoordelikheid gekom.
En ons moet hierdie balans besef. Mense, ons kan nie in die tyd wat ons leef, onder 'n boodskap van genade, 'n boodskap van vryheid, nog steeds teruggaan, en wat ons nie meer vas staan met hierdie vryheid nie, wat ons begin 'n kompromie aangaan met die wêreld. En ons moet vir mekaar self verantwoordelikheid gee, soos die Engelse woord gebruik, we need to be accountable to each other. Efesiërs 5 sê dat ons moet mekaar dien onder die heerskappy van Jesus Christus. Ek moet teenoor jou, jy moet teenoor my accountable gehou word, vir ons dade, vir ons optrede, vir die lewe wat ons leef. En daarom is dit so belangrik, dat ek en jy moet uitgaan met die vryheid van Christus, nie die vryheid van die wêreld nie. En dan kom hy verder, hy sê, en laat julle nie weer, kyk wat sê hy, laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Die Engelse Bybel verklaar, en hierdie diensbaarheid verwys hy na terugbring onder die wet, soos wat hy aan die een kant in hierdie vers praat, dat ons onder die vryheid van Christus moet wees, praat hy ook dat in die proses ons dan ook nie die fokus moet verloor en dan nou weer terugkeer onder die wet en dat ons God wil beïndruk met die onderhouding van die wette waarvan ons vrygekoop is, waarvan Jesus, en dit is om hierdie balans te hou. Nou, die oomblik wanneer jy hierdie balans het, sal jy besef dat daar is eintlik 'n groot vryheid waarmee ek en jy as kind van die Here kan beweeg, maar dit is vryheid met verantwoordelikheid. 'n Rukkie gelede, ook hier op Kruiskyk kanaal, het ons 'n onderhoud gehad met Henny Smit, en dit was 'n paar jaar gelede, maar Henny het vir my iets interessant gesê, en hy het my regtig iets daarin geleer, dat saam met vryheid kom 'n verantwoordelikheid. En hy het dit so verduidelik, wanneer 'n gevangene vrygelaat word, nadat hy sy tyd gedien het, hy sy straf uitgedien het, die oomblik wanneer hy deur daardie hekke stap van vryheid, word daar verantwoordelikheid op sy skouers gelê, en dan sal die owerhede vir hom die volgende sê, moet nou nie weer gaan en dieselfde dinge doen wat jy gedoen het, wat die rede was, hoekom jy hier beland het nie. Jy is vry, maar jy het 'n verantwoordelikheid. Kind van die Here, God het jou vrygekoop, maar jy het 'n verantwoordelikheid om nie meer die lewe te lei en die dinge te doen van die wêreld nie. En dit is daar waar ons spoed en ons momentum gebreek word, want die vyand kom en hy plaas ons onder hierdie juk van of dis diensbaarheid of hy bring ons onder 'n gees van selfveroordeling dat ons voel ons kan nie meer, en dit is daai juk wat ons ontslae moet raak. Nie die juk en die verantwoordelikheid wat ons het nog steeds om onder die woord en die instruksies van die woord te gaan, sodat ons die vryheid, ons eie vryheid maak nie. Maar dit is waaroor ons met jou gaan gesels. In die volgende paar weke wil ons juis met jou praat oor wat is dit om werklik vry te wees, maar vry te wees met 'n verantwoordelikheid. Vry te wees om rond te kan hardloop, dat ons nie net onder die juk van diensbaarheid en onder die wet gebring word nie, maar ook dat die vyand wil kom en hy wil jou identiteit steel wie jy is in Christus. Dat jy twyfel, is ek waarlik vry? Dat jy twyfel jou identiteit en waarvoor Christus jou geroep het. Is ek regtig 'n geroepene? Kan ek uitgaan? Kan ek hande op die siekes lê? Sal hulle gesond word? En ons is maar net genoeg met die feit dat ek en jy die hemel kan maak. Nee, daar's 'n groter plan vir my en jou as om net om te leef om die hemel te maak. God het jou geroep tot sy grootheid, om diensbaar te wees in sy koninkryk, om uit te gaan, om siele te wen, maar meer as dit, om in oorwinning te leef. Om in oorwinning te leef, om siele te wen, om siekes gesond te maak, om werke te doen wat Jesus gesê het, julle sal groter werke doen as wat ek gedoen het. Nie noodwendig groter wonderwerke, maar meer wonderwerke in die tyd wat daar op die aarde. Onthou, Jesus was 3 jaar wat hy sy bediening uitgeleef het, wat hy hierdie werke gedoen het, en ons is vir die afgelope 2000 jaar besig om die opdrag wat Jesus vir ons gegee het, uit te leef. Maar dan moet die vraag gevra word, hoe radikaal doen jy dit? Doen jy dit uit die gemak van jou sitkamer? Miskien uit die gemak van jou selfoon, wat jy miskien hier en daar 'n post sal share, en wat jy miskien 'n versie sal share, en dan sal jy miskien voel, wel, dit was my bydra. Wel, ons wil vir jou, in hierdie reeks wat voor lê, wil ons regtig vir jou opkommandeer, wil ons jou bemoedig met 'n pad, dat jy is baie meer as net 'n sitkamer of 'n selfoon evangelis, dat jy moet uitbeweeg in oorwinning te leef, in jou werksplek, in jou besigheid.
om dit terug te vat wat die vyand van jou gesteel het, jou huwelik te restoreer in die naam van Jesus, to become a wild horse, om radikaal vir Christus op te tree, en in jou leefwyse, in jou spraak, in jou belydenis, in dit wat by jou mond uitkom, hoe jy met vriende praat. Dit is alles wat ons regtig sien in hierdie program van Wild Horses, sodat ons nie teruggehou word nie, laat hierdie toom uit ons mond losgemaak word, nie die toom wat ons gesê het, wat die woord van die Here ons nog steeds in lyn en verantwoordelikheid wil bring nie, maar die toom van diensbaarheid teenoor die wêreld. Jy het nie nodig om te staan om aan die wêreld, en die woord van die Here sê self, moenie gelykvormig word aan die wêreld nie. Mense, hy praat nie net hier van die manier hoe die wêreld leef in sonde nie, maar hy praat ook in die manier van ongeloof. Die wêreld leef van ongeloof, die wêreld het nie meer geloof nie, hulle het nie hoop nie, en daarom saai die wêreld verwarring en hulle saai vrees deur ekonomie, hierdie dinge gaan gebeur. Die woord van die Here sê, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Met ander woorde, ons het nie nodig om in dieselfde vrees te leef, ons het nie nodig om in dieselfde juk van diensbaarheid te leef nie, en ons wil juis in hierdie series jou help om los te kom van daardie juk van diensbaarheid aan die wet, maar ook sowel as aan die gelykvormigheid aan die wêreld, aan die vrees van die wêreld, aan die ongeloof, dat ons begin leef in hoop, dat ons begin leef in geloof, dat ons begin leef in die oorwinning, dat ons die gawes wat die Heilige Gees vir ons gee om in oorwinning, laat ons hierdie dinge begin losmaak. En dit is presies wat ons gaan indelf. Wat 'n vryheid is daar, en miskien kan jy, wanneer ons aan die einde van hierdie episode gaan kom, jy jouself die vraag vra, wat 'n lewe leef ek? Leef ek regtig in vryheid? Lewe ek regtig in dit waarmee Christus vir my aan die kruis gesterf het, my leefwyse? Weet jy hoeveel kinders van die Here leef ten spyte van die feit dat hulle wedergebore kinders van die Here is, leef hulle nog steeds in depressie, in angs, leef hulle in vrees? En dan moet ons die vraag vra, het Jesus vir hierdie dinge aan die kruis gesterf, dat ek nog steeds so moet leef? Dit wat Christus aan die kruis vir jou gedoen het en vir my gedoen het, is baie meer as op die wyse waarop ek en jy tans leef. Ek glo daar is baie meer potensiaal. Ek glo daar is baie meer oorwinning vir my en jou. Ek glo daar is 'n baie groter spektrum vir my en jou, om te kan delf, meer te kan ontdek. En van die episodes wat kom, gaan ons praat met die encounter wat daar was, wat Moses gehad met God. Dit was nie net dat hy God geken het nie, maar hy het 'n ervaring gehad. En jy moet die vraag vra, wat is my ervaring? My geloof in God, hoe sterk glo ek in dinge van die woord van die Here? Jy sien, ons is so vinnig om te sê, ek glo nie hierdie dinge nie. Partykeer gebeur dit veral in Pinksterkerke, gebeur daar dinge met die uitstorting van die Heilige Gees, en dan is ons so geneig om te sê, ek glo nie hierdie dinge nie, en ons moet waaksaam wees oor die woorde wat ons spreek. Sê eerder ek verstaan miskien nie die dinge wat gebeur nie, maar om nie in sekere dinge te glo nie, ontneem jy jouself van soveel seëninge, soveel encounters, wat jou nader aan God kan bring, en dit is wat ons in hierdie reeks met mekaar wil oor gesels, oor die mag wat daar is, 'n negatiewe woord wat bely word, dat so baie kulturele Christene wat Christus en wat Jesus ken op papier, en miskien uit tradisie en uit familie, maar wat werklik nog nie op 'n punt gekom het wat hy 'n encounter, met ander woorde, ons praat van wedergebore gekom het nie. En wanneer jy daai plek van wedergeboortenis gekom het, wanneer jy ervaring met hom het, wat sy gees in jou is, as jy dit nie het nie, moet jy die vraag vra, waaruit mis ek? Waarop mis ek uit in my geestelike lewe? Het ek net 'n sofa of 'n couch Christen geword, wat uit my voorkamer, uit my sitkamer, miskien net uit my foon uit, 'n belydenis hier en daar doen, maar wat van die pad wat jy stap? En hierdie pad is juist die pad van vryheid waarvoor ons geroep is. Ons is geroep tot vryheid, die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Is jy waarlik vry? Is jy waarlik vry? En dit is die vraag wat ek en jy moet vra. Dit is die vraag wat ek en jy hopelik in hierdie reeks gaan ontdek. En ek wil jou die vraag vra, are you really a wild horse for Christ? Not a rebellious horse, a wild horse. Met ander woorde, vry van dit waarmee Christus ons geroep het. Vry van diensbaarheid, vry van die juk van hierdie wêreld, van vrees, van angs.
En ek wil jou die vraag vra, en as jou antwoord is nee, ek weet nie of ek regtig so vry is soos wat ek gedink het nie, dan wil ek jou uitnooi om in te skakel met hierdie reeks. Waar ons aan die einde van hierdie openingsepisode kom, wil ek regtig saam met jou bid dat die Here met sy gees met jou praat van hier af vorentoe, wat jy die vraag moet vra. Wat se tipe Christen is ek? Dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het, kapitaliseer ek werklik op die volle vryheid? En indien nie, wil ek afsluit met gebed, en ek wil werklik vir jou bid dat die gees van die Here hierdie pad met jou gaan begin stap. In hierdie reeks, in hierdie program, dit gaan beskikbaar wees op YouTube, dit gaan beskikbaar wees dat ons kan teruggaan, ons kan hierdie boodskappe share. Van volgende week af, wanneer Henny Volskenk saam met my gaan gesels, gaan ons 'n lekker sitkamer gesprek hê. Ons gaan 'n tipe podcast aanslag hê vir hierdie reeks wat kom. Ek sien baie uit daarna, ek hoop jy doen, en ek wil graag, ter afsluiting van hierdie program, wil ek hê jy moet saam met my bid, en dat hierdie vers, wat ons kernvers is, dat die Here dit sal oopmaak in my en jou hart. Kom ons bid saam. Aba Vader, baie dankie vir die geleentheid, dat ons net weer eens kan kom besef, Here Jesus, dat die werk wat U vir ons gedoen het aan die kruis is so groot werk, maar ook so groot verantwoordelikheid. En dat ons saam hierdie verantwoordelikheid, dat ons diensbaar en accountable teenoor mekaar sal wees, maar onder die heerskappy van Christus. Here, en ons wil kom en ons wil hierdie vryheid in U aanvaar. Ons wil onsself losmaak van hierdie juk van diensbaarheid. Dat ons begin leef in oorwinning, dat ons begin leef soos wat U wil ons hê ons moet leef. Here, en in hierdie program met die naam van Wild Horses, not rebellious, but wild horses. Here, help ons dat ons kan vry rondhardloop en beweeg, dat ons die mobiliteit van die perd sal hê, dat ons die krag en die energie van hierdie perd sal hê, dat ons sal uitbeweeg soos wat U gesê het. Gaan dan uit en maak disippels. Here, dat ons uit ons stalle sal uitbeweeg, dat ons sal begin losmaak, dat ons met 'n spoed sal beweeg, dat ons nie stagneer en dormant sal sit nie, maar Here, dat U ons wil mobiliseer as die liggaam van Christus, om uit te beweeg en werk te doen vir die koninkryk. Ek wil my hand opsteek. Ek wil bid vir die kyker wat hierna kyk, wat hulle hande opsteek en sê, Here I am, Lord, send me. Here, dat ons onsself beskikbaar sal stel vir die taak wat U ons mee geroep het, die vryheid in Jesus Christus. Ek dank U daarvoor, Here, dat hierdie gebed ingang sal vind in elke hart. Maak ons, Here, in die vryheid wat U vir ons gegee het, maak ons dan bewus daarvan. En dit is my gebed in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy saam met my gekyk het. Ek sien uit na die volgende 12 episodes of 13 episodes wat gaan volg, soos wat die Here vir ons gaan toelaat, en miskien dalk 'n opvolgreeks daarna. Mag die Here met U wees. As jy na ons aanlyn kyk en nie op kruis kyk nie, vra ons dat jy hierdie episode wat ek nou gedoen het, sowel as die episodes wat sal kom, gaan share dit gerus. Maak dit deel van jou aksie om regtig oor te gaan tot aksie en hierdie boodskap vir iemand aan te stuur. Iemand wat jy sien wat miskien dalk verval het in 'n groef, in 'n gat van ek wil amper sê van depressie, van neerslagtigheid, en ons sê dit nie met disrespek nie. Ons sê dit want dit is waar die vyand begin om ons mobiliteit te stop, sodat hy ons kan vashou en sodat hy hierdie juk oor ons kan plaas, sodat hy hierdie toom in ons monde kan plaas. Die woord van die Here leer ons, en hy sê dit in Deuteronomium, dat die os en die esel kan nie self en saam aan dieselfde juk trek nie. Daarom moet ons losmaak van die wêreld en ons moet trek aan die juk, want Jesus sê, my juk is sag en dit is lig, trek aan my en daarom sal hy ons lei. Ek wil vir jou hierdie bemoediging gee en vir jou sê, gaan uit, maak jou los van hierdie wêreld, moenie gelykvormig word in hierdie wêreld nie, maar kom in die vrede en leef in die vrede en die vryheid van Jesus Christus. Baie dankie dat jy saam gekyk het, tot volgende keer, totsiens. The bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.